Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 8ste Junie 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: Polisielid vermoor, verdagte binne dae vasgetrek. Nuushooftrekke vir vandag: plaasaanvalle raak alle Suid-Afrikaners. Polisiekonstabel doodgeskiet in rooftog, verdagte binne dae opgespoor. 17-jarige leerling in Philippi doodgeskiet. Goodyear bande wil sy aanleg in Kariga sluit. 900 werkers betrokke. Die Bulle wen die Haie in spannende VRK halfeindstryd op Loftusversveld. Comrades 2025 is aan die gang, kwaai deelname verwag. 'n 25-jarige man wat die 29-jarige konstabel Kulani Chabangu doodgeskiet het, is die afgelope Vrydag deur die valke in hegtenis geneem. Die skietvoorval het in Kolkata in Huisiewe omgewing plaasgevind. Die beskuldigde sal maandag in die plaaslike landdroshof in Kolkata op klagtes van moord, sakeroof, die besit van gesteelde eiendom en die onwettige besit van 'n wapen en ammunisie verskyn. Ander klagtes kan later deur die staat bygevoeg word, soos wat die saak verder vorder. Chabangu was nie aan diens toe die skietery plaasgevind het nie. Daar was gewapende roof by 'n plaaslike haarsalon gewees. Ook is die konstabel van sy klere beroof. Die skietere het hom in die bolyf getref, wat tot die konstabel so dood gelei het. Die konstabel se voertuig is ook gesteel en die verdagte het daarmee weggejaag. Die arrestasie het gekom nadat 'n lid van die publiek die nodige inligting aan die plaaslike polisie geopenbaar het. Die polisiewoordvoerder meld dat 2 selfone gesteel is tydens die rooftog en die een het volgens inligting aan hierdie konstabel behoort, wat die beskuldigde ook verbind met die moord tydens die rooftog. 'n Pistool is by die beskuldigde se huis gekry en 4 patrone vir hierdie pistool. Die reeksnommer is afgevuil, so die vermoede bestaan dat die betrokke wapen ook tydens ander rowe gebruik kon gewees het. Die plaaslike valkehoof het sy span geprys wat tot die spoedige inhegtenisname van die beskuldigde gelei het. Die wapen sal aan ballistiese toetse onderwerp word om te sien watter misdade met die betrokke moordwapen verbind kan word. Die beskuldigde sal in aanhouding bly en sal die kans gegee word om verborg aansoek te kan doen. Plaasaanvalle en moorde raak nie net die landbougemeenskap nie, maar alle Suid-Afrikaners. Die debat getiteld Die evaluering van staatsreaksie en beleidsgapings met die takeling van landelike veiligheid en voedselsekerheid in Suid-Afrika is deur die DA aangevra. Plaasmoorde in Suid-Afrika is tans onder die vergrootglas na president Donald Trump se beweringe dat daar 'n volksmoord op wit Suid-Afrikaners aan die gang is. Trump het Ramaphosa op sy amptbesoek verlede maand in Amerika gepeper met vrae daaroor. Ramaphosa ontken die aanvalle. Die DA glo in Suid-Afrika waar elke boer en plaaswerker, swart of wit, veilig is en waar voedselsekerheid beskerm word deur die beskerming van mense op hierdie plase. Die DA meen plaasmoorde en veediefstal moet soos John Steenhuisen, DA-leier en minister van Landbou onlangs aan Trump in die Withuis gesê het as nasionale prioriteitsmisdade verklaar moet word. Volgens Steenhuisen het die DA 10-punt plan met duidelike uitvoerbare hervormings om landelike gemeenskappe te beveilig en nasionale voedselsekerheid te beskerm. Hy doen 'n beroep op Senzo Mchunu, minister van polisie, om onmiddellik daardie maatreëls te implementeer. Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste en voormalige VF+ leier, sê Mchunu verdien 'n pluimpie vir sy gebruik van plaaswagte om misdaad in landelike gebiede te bestry. Elke plaasmoord is 'n verlies vir Suid-Afrika en die land se ekonomie, nie net vir plaaslike gemeenskappe nie. Die sukses van die landelike veiligheidsstrategieë vereis groter koördinering tussen die polisie, plaaseienaars, plaaswerkers, tradisionele leiers en gemeenskappe. 'n 17-jarige matriekleerling aan die Philippi High School is donderdagmiddag in Ellenweg in die deel van Kaapstad doodgeskiet terwyl hy omstreeks 13:40 van die skool af na sy huis gestap het. Die oorledene het saam met ander vriende van hom gestap toe hy raak geskiet is. Die departement neem die veiligheid van leerlinge baie ernstig op. Niemand is in verband met hierdie voorval in hegtenis geneem nie. In die laaste paar maande was daar verskeie voorvalle op die Kaapse vlaktes waar minderjariges gewond of gedood is. 'n Graad 10 leerling is Dinsdag op die Kaapse vlakte deur 'n jonger leerling aan dieselfde skool met 'n mes gesteek. Die slagoffer is intussen uit die hospitaal ontslaan. Die toekoms van meer as 900 werkers hang in die weegskaal weens Goodyear Suid-Afrika se voorneme om sy aanleg in Kariga, 'n hoeksteen van die gemeenskap sedert die 1940s, te sluit. As deel hiervan begin Goodyear Suid-Afrika met 'n herstruktureringsproses ingevolge die bepalings
van die Wet op Arbeidsverhoudinge rakende voorstelle vir die sluiting van sy vervaardigingsaanleg in Suid-Afrika. Die Kommissie van Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie sal die herstruktureringsproses hanteer. Goodyear het onderneem om die proses met deursigtigheid en regverdigheid te bestuur. Die totaal is 907 poste wat ingedrang is. Mziyanda Tuani, streeksekretaris van die Metaalwerkersvakbond, NUMSA, in die Oos-Kaap sê die vakbond, is baie ontsteld oor Goodyear se voornemens om sy vervaardigingsbedrywighede daar te staak. NUMSA is egter gereed om alles moontlik te doen om die werk van ons lede te beskerm en billike skeidingspakkette mee te ding. Die datums vir die eerste konsultasie sal binnekort bekend gemaak word. Robben-Eiland gaan van 16 Junie tot 1 September vir die besoekers gesluit wees, terwyl haar opknappingswerk gedoen word met die oog op besoekers aan die G20 beraad wat ook op die eiland verwag word. Wêreldleiers wat die Robben-Eiland Museum besoek, sal die erfenis kan sien van diegene wat alles opgeoffer het vir vryheid en vir Suid-Afrika, lei die plaaslike verklaring. Die museumraad het die werk wat gedoen moet word formeel aan die G20 beplanningskomitee voorgelê en sê verder in die verklaring die besluit om vir die tydperk toere op te skort is nie ligtelik opgeneem nie. Mense wat reeds toere na Robben-Eiland bespreek het, kan 'n e-pos na refunds@robbenisland.org.za stuur met hulle navraag oor hoe die geld aan hulle terugbetaal kan word. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku oor ontwrigtinge, reën en sneeu, wind en duinings die afgelope naweek. Die geel vlak 4 waarskuwing is uitgereik oor ontwrigtinge, reën die naweek wat tot oorstromings kan lei in Kaapstad, die Kaapse Wynland, die westelike dele van die Oeverberg en die suidelike dele van die Weskus. In die Oos-Kaap is 'n geel vlak 1 waarskuwing van krag oor die skadelike winde vandag in die Joudkabi en Chris Hani distrikte. Vandag is daar 'n 80% kans op reën en buie oor die westelike dele van die Wes-Kaap met 'n noordwestewind van 30 km/h. Wat skole rugby die afgelope naweek aanbetref het die volgende uitslae ons bereik en soos gewoonlik het die jong man hulle uiterste bes probeer om hulle ouers en spanmaats te beïndruk. AHS Germiston 20, Roodepoort 19, Ben Foster 39, Pietersburg 15, Bergsig Akademie 20, Dynamica 15, Guru Hazeldean 24, Sutherland 14, Cornwall Hill 14, Springs 32, die Anker het opgestapel 36 punte teen Lichtenburg se 31, Dr. Malan het 35, Alberton 12, Eldorrein 34, Potvolksskool 36, Ermelo 47, teen Randburg se 52, Florida het 13 en Bastion se 17, Helpmekaar het 21, Kes 23, Kempton Park 22, Middelburg 36, Ligbron 41, Oosmoed 38, Montana 55, Piet Retief 33, Monument 24, Transvalia 22, Midstream 42, Hartbeespoort 17, Nelspruit 14, Noordheuwel 27, Potchefstroom 41, Merensky 41, Pretoria Boys High 29 en Jeppe 30 punte. Queens High School het 5, Vogwil 24, Rustenburg 27, Garsies 33, St. John's College het 24, St. Albans 34, Waterkloof het 20, E.G. Jansen het 22 punte aangeteken, Swartkop het 28, Westphalia 21, Graham College het 45, Stirling 10 punte, Kingwood 42, Hudson Park 26, Pearson 41, Daniel Pienaar 36 punte, Queen's College 57, Port Rex 10 punte, Bellville het 0, SACS het 40, Bishops het 0, Parel Gymnasium 50 punte, Brackenfell het 19 opgestapel, teen Parel Vallei se 12 punte, Melkbosstrand het 20, DF Malan 15, Milnerton het 12, Durbanville 24, Outeniqua 7, Oakdale 50 punte, Paul Boys High het 59, teen Boland Landbou se 12 opgestapel, Paul Roos Gymnasium het 34 en Stellenberg 5 punte, Rondebosch het 33, Wynberg 38, Kiswag het 12, Suid-Natal het 15, Michaelhouse het 18, teen Maritzburg College se 31 punte, Northwood het 22, teen Hilton College 35, St. Charles College het 47, teen Clifton se 10, en Lawson's Westville 33, teen Kearsley College se 15 punte. Saterdagmiddag die eerste VRK-wedstryd plaasgevind. Die span van Leinster was die gasheer vir die Glasgow Warriors. Die manne van Leinster het weer eens gewys waarom hulle nommer 1 op die VRK se punteleer is en het met skitterende hardloopsessies vorendag gekom en was die ganse wedstryd net te sterk vir die Skotse span. 6-3 is vir die Leinster span gedruk en 3-3 vir Glasgow Warriors.
37 punte is vir Leinster en 19 punte vir Glasgow is op die telbord weergegee. Dan Sheehan het 2-3 vir Leicester gedruk. Die finaal sal deur Leinster volgende Saterdag in Dublin aangebied word en wees verseker die stadion sal weer tot volle kapasiteit met toeskouers gelaai wees. Om 18:15 op 'n volgevakte Loftus Versfeld stadion het die Haie opgedag teen die gasheerspan Vodacom Blou Bulle. Nagenoeg 47,000 toeskouers van beide spanne het luidkeels hulle spanne aangemoedig soos wat die spel gevorder het. Siya Kolisi het die manne van Durban op die veld gelei en Rowan Ourkee, die nommer 7 flank, het die manne in blou op die veld as kaptein gelei. Die halftydtelling was 15-3 in die guns van die Bulle, maar Pimpie het vir die Haie in die tweede helfte oorgeduik vir sy 3 en is nie verdoel nie. Ethan Hooker het daarna ook oorgeduik vir 'n 3. Ethan het skitterende rugby vir sy span tentoongestel. David Kriel het ook vir die Bulle gaan druk en Keegan Johannes het die 3 verdoel. Die finale telling was 25 vir die Bulle en 13 punte vir die Haie. Alhoewel die Bulle gewen het, moes hulle die hele wedstryd die aanvalle van die Haie trotseer. Verskeie geel kaarte was uitgedeel, maar die Haie kon nie voordeel gebruik het in daardie tye nie. Wel gedaan aan die Blou Bulle. Die Springbok afrigters sal na gister se wedstryd dalk so 2 of 3 manne by hulle groep van die Bokke kan voeg. Gerda Steyn en die Nederlander Piet Wiersema is die groot gunstelinge om vandag die Comrades wedren te wen. Die wedloop wat oor 'n afstand van 89 km tussen Pietermaritzburg en Durban gehardloop word, sal moontlik weer tussen Pinetown en Kouweshiel gewen of verloor word. Meer as 22,000 atlete, 'n rekord, sal in 2 groepe voor die stadsaal van Pietermaritzburg wegspring. Nick Bester, bestuurder van die netbankspan, sê hoewel Steyn die 3-malige kampioen en rekordhouer in sowel as die op- en af Comrades wedloop die groot gunsteling is, kan enige iets op hierdie dag van die Comrades gebeur. Baie oë sal ook op Erwet van Sail, Steyn se Hollywood Bet spanmaat, gefokus wees. Baie sterkte vir die atlete vir vandag se wedloop. Carlos Alcaraz se halfeindstryd in die Franse Ope het op 'n positiewe noot begin. Hy het Lorenzo Musetti met 4-6, 7-6, 6-0 en 2-0 gewen. Die wedstryd het 2 ure en 25 minute geduur. Alcaraz sal poog om net die 3de man hierdie eeu te word om sy titel op Roland Garros suksesvol te verdedig na Rafael Nadal en Gustavo Kuerten dit gedoen het. Alcaraz sal te staan kom teen Jannik Sinner of Novak Djokovic. Suid-Afrika se Donald Rampadi en Abid Kaplan van Turkye het in die eindstryd van die rolstoeldubbels met 3-6, 4-6 teen Guy Sasson van Israel en Niels Vink van Nederland verloor. Vyf Tselkie en Patience Mokone het Saterdag elkeen 2-3 vir die Springbok vrouespan gedruk in 'n 3-fees in die Afrika toernooi in Madagaskar. Suid-Afrika het altesaam 10-3 gedruk om Uganda met 62-7 te wen. Daar was altesaam 8 spelers in die Bokke se 23-tal vir die kragmeting wat hulle toetsbuiging vir Suid-Afrika gemaak het. Teen rustyd was die telling 29-0 in die guns van die Suid-Afrikaanse spelers. Luandai Pretorius, die tiener-sensasie, is een van 5 spelers in die groep wat hulle toetsbuigings kan maak in die 2 toetse wat op 28 Junie tot 10 Julie in Bulawayo beslis gaan word. Pretorius beleef 'n droomjaar wat begin het toe die meeste lopies en die SA20 toernooi aangeteken het. Die 4-dagstryd teen die Windies, sy naasbestes in St. Lucia, sal slegs sy 7de eerste rangse wedstryd wees. Die ander spelers wat hulle buigings kan maak is die Kolwers, Dewald Brewes en Lesego Sonokwane, die snelbouer Cody Yusuf en draaier Pleneland Subrayen. Die 5 spelers Marco Jansen, Kagiso Rabada, Aiden Makram, Ryan Rickelton en Tristan Saps word 'n ruskansie gegee met 'n drukseisoen wat op hulle gaan wag. Dis die Suid-Afrika sy eerste toetsreeks teen Zimbabwe sedert 2014. Die reeks is nie deel van die nuwe toetsiklus nie. Sonokwane het 280 lopies vir die Suid-Afrikaanse opkomende span in Bulawayo geslaan en nog 'n dubbele 100-tal vir die Knights aangeteken. Die snelbouler Anrich Nortje sal heel waarskynlik in die T23 nasiereeks na die 2 toetse in Harare speelkans kan kry. Nieu-Seeland sal in daardie reeks saam met die Proteas in Zimbabwe speel. Die Proteas vertrek vandag na Londen en het nog 3 dae daar om te oefen. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak, hulle sal die voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1529, Polokwane 823, Lephalale
10.27, Mbombela 11.29, Mahikeng 9.23, Pretoria 9.23, Johannesburg 11.15, Ermelo 6.20, Richards Bay 16.32, Pietermaritzburg 13.25, Durban 17.25, Port St Johns 15.21, Bethlehem 5.18, Bloemfontein 8.18, Allewal Noord 7.17, Welkom 10.22, Vryburg 9.22, Kimberley 9.18, Appington 7.15, Prieska 5.16, Springbok 5.10, Karasburg 4.13, Keetmanshoop 5.16, Mariental 5.21, Alexanderbaai 12.15, Brandvlei 5.11, Loederitsbaai 11.17, Vredendal 10.15, Kaapstad 12.15, Sutherland 1.5, George 9.14, Jeffreys Bay 11.16, Caberra 10.14, Graaff-Reinet 5.11, Oos-London 11.17, De Aar 6.15, Molteno 5 in die oggend, 13 in die middag, Beaufort Wes 6 en 13. Ons markte vir die dag lyk so. Die rand verhandel teen R17 en 78 sent teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11 en 55 sent. Die euro verhandel teen R20 en 20 sent. Die pond kos R24 en 4 sent. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $35.97 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.309 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $66.47 Amerikaanse sent per vat. Ons gedagte vir die dag lyk so: wat jy saai sal jy maai, wees vrygewig, baie sal op sy tyd na jou kant kom. Geseënde Sondag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle almal toegewens.